Môre Riet. Shabbat Shalom, let's sing together, brothers and sisters. Shabbat Shalom, hallelujah, a holy day set apart forever. 6 days we labor, we walk and we strive, building our hands, but the seventh day called by name, set it apart, it will never change. From the beginning, his voice was clear, a sign forever for those who fear, not by man, not by tradition, but by his word, his foundation. Remember the day, keep it set apart, written in stone, written in the heart. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, the day of rest, a holy convocation. We are blessed, blow the shofar, let it sound. Yahweh's peace is all around. Shabbat Shalom, we stand in light, walking in truth, doing what's right. Forever his covenant will remain. Hallelujah, praise his name. No buying, no selling, we turn away from the works of man on this holy day. We gather together, hearts in one, brothers and sisters, his will be done. In quiet peace, his word we read, he is our rest, our daily need. Not just a ritual, not just a sign, but a covenant, eternal, divine. Turn from your ways, honor his call. The Sabbath stands above them all. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, the day of rest, a holy convocation. We are blessed, blow the shofar, let it sound. Yahweh's peace is all around. Shabbat Shalom, we stand in light, walking in truth, doing what's right. Forever his covenant will remain. Hallelujah, praise his name. A sign between him and his own, not carved by man, but by his throne. From age to age, it will not fade. The Sabbath truth he himself made. No burden here, no heavy chain, but peace that flows like gentle rain. In him we rest, in him we stand, obeying the work of his command. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, a day of peace, a day of peace, a holy home, a holy home. We walk in light, we walk his way, forever set his holy day. Hallelujah, 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 hallelujah. Dis hy môre sissies. Welkom. Vandag gaan ons oor Abigail, Jezebel en Esther gesels. Soos gewoonlik, Angie, wil jy begin? Ja, ek sal begin met Abigail. Okay, so Abigail se storie is in 1 Samuel hoofstuk 25. En dat is 'n redelike lang storie, maar dit is duidelik hoe wat sy gedoen het en waar sy opgeëindig het. So ons begin by vers 1. En Samuel het gesterwe, en die hele Israel het saamgekom en oor hom gerou klaag en hom begrawe in sy huis in Rama. En Dawid het hom klaargemaak en afgetrek na die woestyn Paran.
En daar was 'n man in Maan en sy boerdery in Karmel gehad het. En die man was baie vermoënd. Hy het 3000 skape en 1000 bokke gehad en hy was besig om sy skape te skeer in Karmel. En die naam van die man was Nabal en die naam van sy vrou Abigail. En die vrou het 'n goeie verstand gehad en was mooi van aansien, maar die man was grof en boosaardig en hy was 'n Kalebiet. Toe Dawid in die woestyn hoor dat Nabal sy skape skeer, stuur Dawid 10 jong manne. En Dawid sê aan die jong manne, trek op na Karmel en gaan by Nabal in en vra hom in my naam na die welstap. En so moet julle aan die welvarende sê, mag het goed gaan met u, sowel as met die huis, en goed gaan met alles wat u besit. En nou, ek het gehoor dat u skeerders het. Nou ja, u wagters was met ons saam. Ons het hulle nie beledig nie en hulle het ook niks vermis al die dae wat hulle in Karmel was nie. Vra u dienaars en hulle sal u dit te kenne gee. Laat dus die jong manne guns vind in die oë, want ons het op 'n vrolike dag gekom. Gee tog wat u byderhand het aan die dienaars en aan die seun Dawid. Toe het die jong manne van Dawid gekom en met Nabal in die naam van Dawid volgens al hierdie woorde gespreek en verder afgewag. Maar Nabal het die dienaars van Dawid geantwoord en gesê, wie is Dawid? En wie is die seun van Isaai? Daar is vandag baie dienaars wat hulle losskeer, elkeen van sy heer af. Sou ek dan my brood en my water en my slaggoed, wat ek vir my skeerders geslag het neem, en aan manne gee van wie ek nie weet waar hulle vandaan kom. Daarop het die jong manne van Dawid omgedraai op hulle pad. Hulle het teruggekeer en aangekom en hom berig gebring, volgens al hierdie woorde. Toe sê Dawid aan sy manne, gord julle elkeen sy swaard aan. Hulle gord toe elkeen sy swaard aan. Dawid het ook sy swaard aangegord en hulle trek agter Dawid op, omtrent 400 man, terwyl 200 by die pakgoed bly. Maar aan Abigail, die vrou van Nabal, het een van die jong manne berig gebring en gesê, kyk, Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om ons heer te begroet, maar hy het teen hulle uitgeval. Tog was die manne vir ons baie goed. Ook is ons nie beledig nie en ons het niks vermis al die dae wat ons saam met hulle rondgetrek het, toe ons in die veld was nie. Hulle was 'n muur om ons, snags sowel as bedags, al die dae wat ons die skape by hulle opgepas het. En dan moet jy jouself ondersoek en kyk wat jy moet doen, want die onheil is vasbesluit oor ons Heer en oor sy hele huis, maar hy self is so deugniet dat jy nie met hom kan praat nie. Toe het Abigail gou 200 brode geneem, 2 sakke wyn en 5 toebereide skape, 5 mate gebraaide koring en 100 rosynkoeke en 200 vye koeke en het op esels gesit. En sy het aan haar jong manne gesê, trek voor my uit. Kyk, ek kom dadelik agter julle aan. Maar aan haar man Nabal het sy niks te kenne gegee nie. En terwyl sy op die esel ry en in 'n kloof van die berg afdaal, kom Dawid en sy manne met eens af haar tegemoet, sodat sy hulle teëgekom. Dawid het al gedink, net verniet het ek alles wat aan hierdie man behoort in die woestyn beskerm, sodat daar nooit iets van sy goed vermis is nie, en hy vergeld met kwaad vir goed. Mag Jahwe so aan die vyande van Dawid doen, en so daaraan toedoen, as ek van almal wat in hom behoort tot môre een wat oorbly wat manlik is. Toe Abigail Dawid sien, het sy gou van die esel afgeklim en voor Dawid op haar aangesig neergeval en na die aarde toe gewyk. Sy het voor sy voete neergeval en gesê, op my Heer, rus die spul. Maar laat die dienares tog voor u ore mag spreek en luister na die woorde van die dienares. My Heer moet hom tog nie steur aan daardie deugniet van 'n man, aan Nabal nie. Want so sy naam is, so is hy. Sy naam beteken dwaas, en dwaasheid is by hom. Maar wat my betref, die dienares het my Heer se jong manne, wat hy gestuur het, nie gesien nie. En nou, my Heer, so waar as Jahwe leef, en die siel leef, dit is Jahwe wat u terughou, om in die bloedskuld te geraak, en u met eie hand te help. Mag dan nou u vyande, en die wat onheil soek teen my Heer, soos Nabal word. Laat nou hierdie geskenk van die dienares vir my Heer gebring het, aan die jong manne gegee word,
wat op my Heer se voetspore rondtrek. Vergeef tog die oortreding van die dienares, want Jahwe sal sekerlik vir my Heer 'n bestendige huis stig, omdat my Heer die oorlog van Jahwe voer en in die hele lewe en die geen kwaad gevind is nie. As 'n mens opstaan om U te agtervolg en die lewe te soek, mag die siel van my Heer dan saamgebind wees in bondeltjie van die lewendes by Jahwe, die Elohim. Maar mag hy die siel van die vyande uit die holte van die slinge wegslinger. En as Jahwe aan my Heer sal doen volgens al die goeie wat hy aan U beloof het, en U aanstel as vors oor Israel, dan sal daar vir U geen struikelblok en vir my Heer geen gewetenswroging wees, dat U sonder oorsaak bloed vergiet het, en my Heer homself hulp verskaf het nie. En as Jahwe goed sal doen aan my Heer, moet U aan die dienaars dink, aan die dienares dink. Toe sê Dawid vir Abigail, geseënd is Jahwe, die Elohim van Israel, wat jou vandag my tegemoet gestuur het. En geseënd jou verstandigheid, en geseënd Jyself, wat my vandag teëgehou het, om 'n bloedspil te raak, en my met my eie hand te help. Maar so waar is Jahwe, die Elohim van Israel leef, wat my verhinder het om aan jou kwaad te doen, as jy my nie nou tegemoet gekom het nie, voorwaar, daar sou van Nabal niemand wat manlik is, tot môre lig oorgebly het nie. En Dawid het uit haar hand aangeneem, wat sy vir hom gebring het, en vir haar gesê, gaan op, in vrede na jou huis. Kyk, ek het na jou geluister, en jou in guns aangeneem. Toe Abigail by Nabal kom, het hy juist 'n maaltyd in sy huis aangerig, soos die maaltyd van 'n koning, en Nabal se hart was vrolik in hom, en hy was baie dronk. Daarom het sy hom niks, klein of groot, meegedeel, totdat dit môre lig geword het. Maar die môre vroeg, toe die wyn Nabal verlaat het, deel sy vrou hom die dinge mee. Daarop het sy hart in sy binneste gesterwe, en hy was soos 'n klip. En na omtrent 10 dae het Jahwe Nabal getref, sodat hy gesterf het. Toe Dawid hoor dat Nabal dood was, sê hy, geseënd is Jahwe wat die regsaak en die smaad my aangedoen het. Teen Nabal verdedig het en sy knegt teruggehou het van die kwaad, terwyl Jahwe die kwaad van Nabal op sy eie hoof laat neerkom. En Dawid het by Abigail aansoek laat doen om haar vir hom as vrou te neem. Toe het die dienaars van Dawid by Abigail gekom in Karmel en met haar gespreek en gesê, Dawid stuur ons na u om vir hom as vrou te neem. En sy het opgestaan en met haar aangesig na die aarde gebuig en gesê, hier is die dienares as slavin om die voete van my Heer se dienaars te was. Abigail maak toe gou klaar en sy het op haar esel gery met haar 5 diensmeisies wat op haar voetspore volg. En agter die boodskappers van Dawid aangegaan. En sy het sy vrou geword. Nou ja, daar is 'n baie mooi storie, een van my gunsteling. Daar is nie regtig veel uit te brei daaroor nie, maar ek gaan nou eers aangaan met Jezebel en dan sal ek na die tyd my opsommingkie gee. Jezebel se storie is in 1 Konings hoofstuk 19. En Agab het aan Jezebel meegedeel, alles wat Elia gedoen het. Okay, so vir die hoofstukke voor hierdie gaan waar Elia al daai priesters doodgemaak het en die 2 altare wat hulle gebou het en reën wat neergekom het, maar nog steeds het sy altaar aan die brand geslaan en toe het hy mos al daai priesters doodgemaak. So dis nou wat Agab vir Jezebel vertel. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toe doen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. En toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Beersheba in Juda aangekom het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterf. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Jahwe, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos in die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom om en sê vir hom, staan op en eet.
Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek, warm klip gepak en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van Jahwe het weer vir die tweede maal gekom, hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink, en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lang geloop, tot by die berg van Jahwe, Horeb. Maar die woord van Jahwe het tot Elia, die Tisbiet, gekom en gesê, maak jou klaar, gaan af Agab, die koning van Israel, wat in Samaria is, tegemoet. Kyk, hy is in die wingerd van Nabot, waarheen hy afgegaan om dit in besit te neem. En jy moet met hom spreek en sê, so sê Jahwe, het jy doodgeslaan en ook in besit geneem. Verder moet jy met hom spreek en sê, so spreek Jahwe, op die plek waar die honde die bloed van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek. Daarop sê Agab vir Elia, het jy my gekry, my vyand? En hy antwoord, ek het u gekry, omdat u self verkoop het, om te doen wat verkeerd is in die oë van Jahwe. Kyk, ek gaan onheil bring oor jou en jou skoon wegvee, en ek sal van Agab uitroei, al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering. En ek sal jou huis maak soos die huis van Jerobeam, die seun van Nebat, en soos die huis van Baesa, die seun van Ahia, ekskuus, die name vang my elke keer onkan, weens die geterg waarmee jy my geterg het, en dat jy Israel laat sondig het. En ook vir die Sebel het Jahwe gespreek en gesê, die honde sal die Sebel eet, by die voorskans van Israel. Die een wat van Agab in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wie in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet. Waarom? Daar was niemand soos Agab wat homself verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van Jahwe nie, omdat sy vrou Sebel hom verlei het. En hy het baie afskuwelik gehandel deur agter die draakgode aan te loop, net soos die Amorite gedoen het, wat Jahwe vir die kinders van Israel uitverdryf het. En toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en 'n roukleed om sy lyf gebind en gevas. Hy het ook met die roukleed geslaap en stadig rondgeloop. Toe kom die woord van Jahwe tot Elia, die Tisbiet, en sê, het jy gesien dat Agab hom voor my aangesig verneder het? Omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal ek die onheil in sy dae nie bring nie. In die dae van sy seun sal ek die onheil oor sy huis bring. En Jehu het in Israel gekom. Die Sebel dit hoor, so dit is toe nou waar dit eindig, en dan is daar nou 'n groot oorlog wat plaasvind, en Agab wat doodgaan, en eventually die honde toe nou sy bloed gelek. Ekskuus, ek het nie daai stukkie ingesit nie, met ek wou net 'n bietjie van 'n prentjie skilder, die hele ding gaan eintlik oor Isabel, of Jezebel, hoe ook al mense dit wil uitspreek. So ons is nou in 2 Konings, hoofstuk 9, vanaf vers 30. En Jehu het in Israel gekom. Toe Isabel dit hoor, het sy haar oë swart geverf en haar hoof versier en deur die venster uitgekyk. Terwyl Jehu deur die poort ingekom het, sê sy, "Gaan dit goed, Simri, moordenaar van jou Heer?" En hy het opgekyk na die venster en gevra, "Wie is vir my?" Wie? Toe kyk 2, 3 hofdienaars uit na hom. En hy sê, "Gooi haar af." En hulle het haar afgegooi, sodat van haar bloed teen die muur en teen die perde gespat het. En hy het haar vertrap. En nadat hy ingegaan en geëet en gedrink het, sê hy, "Kyk tog om na die vervloekte en begrawe haar, want sy is 'n koningsdogter." Maar toe hulle gaan om haar te gaan begrawe, kry hulle van haar niks nie. Niks nie, as net die hoofskedel en die voete en die handpalms. Daarop kom hulle terug en gee dit om te ken, en hy sê, dit is die woord van Jahwe, wat hy deur die diens van sy knegt Elia die Tisbiet gespreek het, naamlik, op die dorpsgrond van Israel sal die honde die vlees van Jezebel eet. En die lijk van Jezebel sal soos mis op die land wees, op die dorpsgrond van Israel, sodat hulle haar nie kan sê, dit is Jezebel. Nou ja, haar storie eindig redelik wreed, en
Ek dink die twee stories is baie goeie voorbeelde van hoe vader, vrou en seun wanneer hulle met wysheid en insig optree en hoe hulle gestraf word wanneer hulle probeer om te verlei en mislei. Ek het nie Jezebel ingesit oor sy geëer word as deel van die vrouens van skrif nie, maar as 'n voorbeeld van wat ons vandag oral om ons sien. Verleidsters en vrouens wat dink hulle kan hulle self verhef en op die ou einde net mense mislei en hartseer en straf veroorsaak. Ek voel dit is belangrik dat vrouens besef hulle kan hulle vroulikheid gebruik om goed te doen of om sleg te doen. En dit hang van elkeen van ons af watter kant toe ons gaan. Jy kan ook nie dink jy kan 'n bietjie van elkeen wees nie, want dan is jy dubbelhartig en onbestemd volgens Jakobus 1:8. So ja, myne stories is nie baie langdradig nie en ek het nie baie veel daaroor te sê nie, aangesien hulle baie mooi opgesom word en die prentjie eintlik baie duidelik is. Ja, jy weet as 'n mens hoor hoe Jezebel dood is, dan kan jy nie help om te wonder, wel, ek dink sy dit verdien nie. Want Vader is genadig en hy ken ons harte en ons gedagtes. Maar sy was baie obvious met haar intensies. En sy is nou die regte voorbeeld van hoe 'n vrou nie moet wees nie. Ja. Jy weet regdeur skrif word sy gebruik as 'n voorbeeld van 'n dwaalgees. Selfs in Revelations waarsku dit ons van die mense wat die leer van Jezebel aanhang, die Nikolaïte. En hoe jy moet oppas vir dit. En ek dink dit is belangrik vir ons om hier te sien wanneer dit kom by Abigail en Esther, die kontras, want hulle het in sagtheid en gehoorsaamheid en onderdanigheid nog steeds gedoen wat reg was, sonder om hulle mans, jy weet, direk teen te staan. En dit is ook maar die geval vandag. Baie van ons sissies is getroud met mans wat nie in die waarheid is nie. En hulle wil gelowig en respekvol bly, maar partykeer maak die mans dit moeilik. So hierdie was net vir ons belangrik om uit te lig vir die sissies, dat selfs vir dit is daar voorbeelde in die skrif, dat selfs in daai tyd was daar vrouens gewees wat nie deel was, of jy weet gelukkige huwelike gehad het nie, wie se mans moeilik was. En ek meen in Esther se geval, soos ons nou sal lees, was sy letterlik bang vir haar lewe vir die man. So dit is nie net dat hy 'n moeilike ou was nie, hy kon haar kop laat afkap het. So en met daai noot gaan ek aangaan hier met Esther. Dis nogal baie leeswerk want ons wil ons nou die storie mooi verstaan en in sy volheid lees. Maar ek begin in Esther 2 vanaf vers 1 tot 18. Toe na die dinge die woede van koning Ahasveros bedaar het, het hy aan Vasti gedink en aan wat sy gedoen het en wat oor haar besluit is. Nou kyk, ons onthou met Vasti, sy was die eerste vrou en sy het so 'n bietjie harigheid getrek met hom en wou nie kom toe hy haar roep nie, want hy wou haar na afshow, sy's mooi geweest. En sy het besluit, weet jy nie, ek is nie 'n afshow piece vir jou nie, en sy het gesê nie, ek gaan nie kom nie. En dit het veroorsaak dat hy haar van hom af wegsit. So hy het 'n presedent geskep vir die ander vrouens, sodat hulle besef dat hierdie ou speel nie rond nie. So ons kan verstaan Esther se vrees vir hom. En ek lees verder uit vers 2. Toe sê die jong manne van die koning wat hom dien, laat hulle vir die koning jong meisies soek wat mooi van aansien is, en laat die koning beamptes aanstel in al die provinsies van sy koninkryk, dat hulle al die jong meisies wat mooi van aansien is bymekaar laat kom in die vesting Susan, in die vrouehuis onder toesig van Hegai, die hofdienaar van die koning, die bewaker van die vroue, en laat hulle skoonheidsmiddels aan hulle gee. Die jong meisie wat die koning geval, moet in die plek van Vasti koningin word. Hierdie woord, dan was goed in die oë van die koning, en hy het so gedoen. Daar was 'n Joodse man in die vesting Susan met die naam van Mordegai, die seun van Jair, die seun van Simei, en die seun van Kis, 'n Benjaminiet, wat uit Jerusalem weggevoer was onder die ballinge wat in ballingskap moes gaan, saam met Jegonja, die koning van Juda, wat Nebukadneser, die koning van Babel, weggevoer het. En hy was die opvoeder van Hadassah, dit is Esther, die dogter van sy oom, want sy het geen vader of moeder gehad nie, en die jong meisie was skoon van gestalte en mooi van aansien. By die dood van haar vader en haar moeder het Mordegai haar as sy dogter aangeneem. En toe die bevel van die koning en sy wet bekend gemaak is, en baie meisies in die vesting Susan onder toesig van Hegai byeengebring is, het hulle Esther ook saamgeneem na die paleis van die koning, onder toesig van Hegai, die bewaker van die vrouens. Nou, gewoonlik was daai ou eunuch, sodat hy nie kon wel enigiets doen nie.
En die meisie het al geval en guns by hom gevind en daarom het hy gou gemaak om haar die nodige skoonheidsmiddele en die regte ete te gee en aan haar die 7 uitgesoekte meisies uit die paleis van die koning te verskaf. En hy het haar met haar meisies verplaas na die beste gedeelte van die vrouehuis. Esther het haar volk en haar afkoms nie te kenne gegee nie, omdat Mordegai haar beveel het om dit nie te vertel nie. Mordegai het die dag vir dag voor die voorhof van die vrouehuis gewandel om te verneem na die welstand van Esther en wat met haar sou gebeur. En as die beurt van elke meisie aankom om na koning Ahasveros in te gaan, nadat 12 maande lank met haar volgens die wet vir die vroue gehandel is, want so lank het die dae van hulle voorbereiding geduur, 6 maande lank met mirreolie en 6 maande met balsam en ander skoonheidsmiddele van die vroue. As die meisie dan so na die koning ingaan, word alles wat sy sê aan haar gegee en dit saam met haar uit die vrouehuis na die koninklike paleis kan gaan. As sy in die aand ingaan en in die môre terugkom na die tweede vrouehuis onder toesig van Saasgas, die hofdienaar van die koning wat die byvroue bewaak, dan mag sy nie weer by die koning ingaan nie, behalwe as die koning by haar in haar gevind en sy by die naam geroep word. Toe die beurt van Esther, die dogter van Abigail, die oom van Mordegai, wat haar as sy dogter aangeneem het, kom om in te gaan na die koning, het sy niks verlang nie, behalwe wat Haggai, die hofdienaar van die koning, wat die vroue bewaak, gesê het. En Esther het guns gevind in die oë van almal wat haar gesien het. Esther is toe by die koning Ahasveros en sy koninklike paleis opgeneem in die 10de maand, dis die maand Tibet, in die 7de jaar van sy regering, en die koning het Esther lief gekry, meer as al die vroue, en sy het guns en welwillendheid vir hom gevind, meer as al die jong meisies, en hy het die koninklike kroon op haar hoof gesit, en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. En die koning het 'n groot maaltyd aangerig vir al sy vorste en dienaars en die maaltyd van Esther en hy het 'n vrye dag bepaal vir die provinsies en geskenke gegee, koninklik. Toe die jong meisies van die tweede keer versamel is, terwyl Mordegai aan die poort van die koning sit, Esther het haar afkoms en haar volk nie te kenne gegee nie, soos Mordegai beveel het, en Esther het die bevel van Mordegai opgevolg, soos toe sy by hom opgevoed is. In die dae dan, terwyl Mordegai in die poort van die koning sit, het Bigtan en Teres, 2 hofdienaars van die koning, drumpelwagters, kwaad geword en getrag om die hand aan koning Ahasveros te slaan. Maar Mordegai het dit te wete gekom en het aan koningin Esther meegedeel. En Esther het dit uit die naam van Mordegai aan die koning gesê. Toe die saak ondersoek en so bevind is hulle 2 aan 'n galg opgehang en dit is in die kroniekeboek voor die koning geskrywe. So hierso sien ons Esther kry guns by vader, maar ook word Mordegai in 'n mate ook gelei en bewaar sodat hy ook guns in die koning se oog kon begin vind, né? In Esther 4 lees ons: Toe Mordegai verneem alles wat gebeur het Mordegai sy klere geskeur en 'n roukleed aangetrek en daar was as op sy hoof en hy het uitgegaan dwars deur die stad en hardop en bitter geskreeu. So hiersoos waar daai een vriend amper van die koning besluit het hy wil nou al die Jode laat doodmaak. En Mordegai daarvan ook te vinde gekom of te hore gekom en nou lees ons hier kom Esther se rol in. So het hy dan tot voor die poort van die koning gekom, want niemand het met 'n roukleed aan die poort van die koning mag ingegaan het nie. En in al die provinsies waar die bevel van die koning en sy wet ook al aankom, was daar groot rou onder die Jode met vas en geween en rouklag, baie sak en as onder hulle uitgesprei. En toe die meisies van Esther en haar hofdienaars kom en haar dit meedeel, was die koningin baie beangs en sy het klere geskeur om Mordegai dit aan te vir Mordegai om aan te trek en om sy roukleed van hom weg te neem, maar hy het dit nie aangeneem nie. Hierop roep Esther Hathach, een van die hofdienaars van die koning, wat hy in haar diens gestel het en beveel hom om na Mordegai te gaan, om te verneem wat dit beteken en waarom dit gebeur. En Hathach het uitgegaan na Mordegai, na die stadsplein wat voor die poort van die koning gelê het, en toe deel Mordegai hom mee alles wat hom oorgekom het en die juiste bedrag van die silwer wat Haman beloof het om die skatte van die koning af te weeg as prys vir die Jode om hulle uit te roei. En hy het hom 'n afskrif gegee van die bevalskrif wat in Susan uitgevaardig was om hulle te verdelg, sodat hy dit aan Esther kon wys en haar die saak kon meedeel en daar kon opdra om na die koning te gaan en hom genade te vra en by hom 'n voorspraak te wees vir haar volk.
Daarop het Hatag ingegaan en die woorde van Mordegai aan Ester meegedeel. Toe sê Ester vir Hatag, terwyl sy hom 'n opdrag gee aan Mordegai. Al die dienaars van die koning en die volk van die provinsies van die koning weet dat vir elke man of vrou wat na die koning in die binneste voorhof ingaan sonder dat hy geroep is, een in dieselfde wet geld. Hy moet gedood word, behalwe wanneer die koning sy goue scepter na hom uitsteek, dat hy mag lewe. Ek is nou al 30 dae lank nie geroep om by die koning in te kom nie. En hulle het die woorde van Ester aan Mordegai meegedeel. En daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord. Verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding van die Jode tot stand kom. Maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Toe sê Ester dat hulle Mordegai moes antwoord, gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vind is en vas julle om my ontwil. En julle moenie eet en drink nie, 3 dae lank, dag en nag. Ek ook, met my dienaresse, sal net so vas. En so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. En Mordegai het heen gegaan en gedoen nes Ester hom opgedra het. In hoofstuk 5, op die 3de dag het Ester haar koninklik aangetrek en gaan staan in die binneste voorhoof van die paleis van die koning, teenoor die saal van die koning. Terwyl die koning op sy koninklike troon sit, in die koninklike saal, teenoor die ingang van die saal. En net toe die koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oë gevind. En die koning het die goue scepter wat in sy hand was na Ester uitgesteek. En Ester het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. Toe sê die koning vir haar, wat wil jy hê, koningin Ester? Of wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal jou gegee word. Daarop antwoord Ester, as die koning het goedvind, laat die koning dan vandag met Haman na die maaltyd kom wat ek vir hom berei het. En die koning sê, bring Haman gou, dat ons kan handel volgens die woord van Ester. En die koning en Haman het gegaan na die maaltyd wat Ester berei het. En terwyl hulle wyn drink, sê die koning vir Ester, wat is jou bede? Dit sal jou toegestaan word, en wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van die koninkryk, daarin sal voldoen word. Daarop antwoord Ester en sê, my bede en my versoek is, as ek genade gevind het in die oë van die koning, en as die koning dit goed vind om my bede toe te staan, en aan my versoek te voldoen, laat die koning en Haman na die maaltyd kom, wat ek vir hulle sal berei, dan sal ek môre na die wens van die koning handel. En op die dag het Haman bly en opgeruimd heen gegaan, maar toe Haman Mordegai in die poort van die koning sien, en dat hy nie opstaan en vir hom bevrees is nie, was Haman met woede vervul teen Mordegai. Maar Haman het hom bedwing, en toe hy by sy huis kom, laat hy sy vriende en sy vrou Ceres haal, en Haman vertel hulle van die heerlikheid van sy rykdom, en van die veelheid van sy seuns, en van alles waarin die koning hom groot gemaak het, en toe hy hom verhef het, bo die voorste en die dienaars van die koning. Verder sê Haman, selfs het koningin Ester niemand saam met die koning na die maaltyd laat kom wat sy aangerig het nie, as net vir my. En ook vanmôre is ek deur haar genooi, saam met die koning. Maar dit alles baat my niks, solank as die Jood Mordegai in die poort van die koning sien nie. Toe sê sy vrou Ceres en al die vriende vir hom, laat hulle 'n gulk van 50 el hoog maak, en sê môre vroeg aan die koning, dat hulle Mordegai daarin moet ophang. Gaan dan vrolik saam met die koning na die maaltyd. En die woord het Haman geval, en hy die galg laat maak. So die ouetjie was maar vol van homself, né? Ester 7. Toe die koning en haar man inkom, om saam met koningin Ester die feesmaal te hou, toe sê die koning aan Ester ook op die 2de dag, terwyl hulle wyn drink, wat is jou bede, koningin Ester? Dit sal jou toegestaan word. En wat is jou versoek? Al is dit helfte van die koninkryk, daarin sal voldoen word. En koningin Ester antwoord te sê, as ek genade in die oog gevind het, o koning, en as die koning het goedvind, laat my lewe my geskenk word op my bede en my volk op my versoek. Wat ons is verkoop, ek en my volk, om verdelg, gedood en uitgeroei te word. Wat ons nog as slawe en slavinne verkoop, dan sou ek geswyg het, maar hierdie ramp sal onder die verliese van die koning se weerga nie hê nie. Toe spreek koning Ahasveros en sê aan koning Ester, wie is hy? En waar is hy wat sy hart hom ingegee het om so te maak? En Ester sê, die teestander en vyand is hierdie slegte Haman. Toe skrik Haman voor die koning en die koningin. En die koning het in sy woede
van die wynmaaltyd opgestaan en na die tuin van die paleis gegaan, terwyl Haman daar bly staan om van koning Ester die behoud van sy lewe af te smeek, want hy het gesien dat die onheil oor hom by die koning vasbesluit was. Toe die koning uit die tuin van die paleis in die saal van die wynmaaltyd terugkom, het Haman juis op die rusbank neergeval het, waar Ester op sit, sê die koning, wil hy die koningin ook nog geweld aandoen by my in die huis? Die woord was nouliks uit die mond van die koning, of hulle het die gesig van Haman bedek. Daarop sê Harbona, een van die hofdienaars vir die koning, daar staan reeds 'n galg wat Haman laat maak het vir Mordegai, wat ten voordele van die koning gespreek het, by die huis van Haman, 50 el hoog. Toe sê die koning, hang hom daarop. En hulle het Haman opgehang aan die galg, wat hy vir Mordegai opgerig het, en die woeding van die koning het bedaar. So sien ons, jy weet, as ons net gelowige getrou bly aanvaar, laat hy alles te goede uitwerk. En evenal is dit op die nippertjie, gaan hy nog steeds deurkom vir ons, want Vader is getrou. In Ester 8 lees ons, op dieselfde dag het koning Ahasveros aan koningin Ester die huis gegee van Haman, die teestander van die Jode, en Mordegai het voor die koning gekom, want Ester het vertel wat hy van haar was. En die koning het sy seelring uitgetrek, wat hy van Haman afgeneem het en het aan Mordegai gegee. En Ester het Mordegai aangestel oor die huis van Haman. En Ester het weer voor die koning gespreek en voor sy voete neergeval en geween en hom gesmeek om die onheil van Haman, die Agagiet, en sy plan wat hy teen die Jode beraam het te verydel. En die koning het die goue scepter na Ester uitgesteek en Ester het haar opgerig en voor die koning gaan staan en gesê, as die koning het goedvind en ek genade voor hom gevind het en die saak reg is voor die koning en ek welgevallig is in sy oë, laat dan geskrywe word om die briewe met die plan van Haman, die seun van Hamedata, die Agagiet, te herroep wat hy geskryf het om die Jode wat in al die provinsies van die koning is uit te roei. Want hoe sal ek kan aansien die onheil wat my volk sal tref? En hoe sal ek kan aansien die ondergang van my geslag? Toe sê koning Ahasveros aan die koningin Ester en aan die Jood Mordegai, kyk, die huis van Haman het ek aan Ester gegee, en hom het hulle aan die galg opgehang, omdat hy sy hand teen die Jode uitgesteek het. Skryf julle maar wat die Jode betref, soos julle dit goed vind uit die naam van die koning, en verseël dit met die seelring van die koning. Want 'n geskrif in die naam van die koning geskrywe en verseël met die seelring van die koning kan nie herroep word nie. Toe is dieselfde tyd die skrywers van die koning geroep, in die 3de maand, en dis die maand Sivan, op die 23ste daarvan, en daar is geskrywe net soos Mordegai beveel het, aan die Jode en aan die langvoogde en die goewerneurs en die vorste van die provinsies, wat van Indië af tot by kus lê, 127 provinsies, aan elke provinsie volgens sy skrif, en aan elke volgens sy taal, en aan die Jode volgens hulle skrif, en in hulle taal. Hy het laat skrywe uit die naam van koning Ahasveros, en het verseël met die seelring van die koning en die briewe gestuur met rapportgangers, te perd wat gery het op koninklike renperde uit die stoetery. Dat die koning aan Jode wat in elke stad woon toegestaan het om by mekaar te kom en hulle lewe te verdedig, deur te verdelg en dood te maak en uit te roei elke gewapende mag van volk of provinsie wat hulle in benoudheid mag bring, saam met kindertjies en vroue en hulle besittings as buit te plunder. Op een dag in al die provinsies van koning Ahasveros op die 13de van die 12de maand, dit is die maand Adar, as afskrif van die bevelskrif moet as wet uitgevaardig word in elke provinsie, openbaar gemaak en aan al die volke, sodat die Jode op hierdie dag gereed moes wees om op hulle vyande te wreek. Die rapportgangers wat op die koninklike renperde gery het op bevel van die koning hastig en gou weggegaan en die wet is in die vesting Susan uitgevaardig. En Mordegai het van die koning weggegaan in 'n koninklike kleed van pers en wit, met groot goue kroon op 'n mantel van fyn linne en purperrooi stof, terwyl die stad Susan jubel en vrolik was. Vir die Jode was daar lig en vrolikheid en vreugde en eer, en in al die provinsies en in al die stede waar die bevel van die koning en sy wet ook al omgekom het, was daar vrolikheid en vreugde by die Jode, maaltyd en feesdag, en baie uit die volke van die land het Jode geword, want die skrik vir die Jode het op hulle geval. Ok, in hoofstuk 9 lees ons nou hoe hulle gaan en duisende van hulle vyande vernietig het, want hier word ons nou vir hulle die reg gegee om die mense uit te roei wat teen hulle opgestaan het. En dit het in 'n bloedbad verander.
Ek dink in totaal, kyk gou of ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, is hoofstuk 9 as julle dit self wil gaan deurgaan. Ja, ekskuus. So die hele ding was basically, die hele hoofstuk 9 gaan oor hoeveel mense hulle gedood het en so aan, en hier aan die einde lees ons van die Purimfees wat ingestel word. En Mordegai het hierdie dinge opgeskryf en briewe gestuur aan al die Jode wat in al die provinsies van koning Ahasveros was, die wat naby die wat ver was, om vir hulle vas te stel dat hulle al die jare die 14de dag van die maand Adar en die 15de daarvan moes vier. As die dag waarop die Jode rus gekry het van hulle vyande en die maand wat vir hulle van kommer in vrolikheid en van rou in 'n feesdag verander is, dat hulle daar mag van maaltyd 'n vrolikheid van moes maak, om met mekaar lekkernye en aan die armes gawes te stuur. En koningin Ester, die dogter van Abigail en die Jood Mordegai, het met alle nadruk geskrywe om hierdie tweede brief oor die Purim krag te verleen. So hier is waar Purimfees begin het en hulle moes dit gevier het want dit was 'n gelofte wat die mense aan Jahwe gedoen het, om dankie te sê vir sy beskerming en dat hulle self kon wreek op hulle vyande. Klink dit bekend vir julle? Waar hulle die mense 'n gelofte met Vader gesluit het en 'n feesdag ingestel het tot eer van sy naam, en waar hulle dit amper soos 'n Sabbat hanteer het, waar hulle gerus het en fees gevier het. Ons het ook so 'n dag, né? Die 16de Desember. Vier ons Purim vandag? Nee, want ons weet nie presies wat die regte datum is nie. Net soos al die ander feesdae is dit 'n moeilike ding. Ek sou nie sê dat die Purimfees nie belangrik is nie, want geloftedag is vir ons belangrik. Nou, ons hier onder in Afrika. So ja, ek sou sê dalk sal die Purimfees eendag weer ingestel wees. Ek weet nie. I don't know. Dalk is dit hoekom dinge ook begin skeefloop het vir Israel later, want hulle het hulle nie net op Vader se feesdae hulle rug gedraai nie, maar ook nie hulle gelofte betaal met die Purimfees nie. So Ester begin haar verhaal as 'n jong meisie, stil en onseker en versigtig, en sy leef in 'n heidense wêreld onder 'n koning wat nie Jahwe ken of sy weer volg nie. Aanvanklik sien ons haar vrees. Sy versteek haar identiteit, volg Mordegai se raad, gehoorsaam en huiwer om na die koning te gaan, omdat sy weet dit haar lewe kan kos. Maar deur die beproewing groei Ester se geloof. Waar sy eers bang was om te praat, word sy later bereid om haar lewe neer te lê vir haar volk. Na vas en afhanklikheid van Jahwe kom haar 'n stille waagmoed in haar hart. As ek omkom, dan kom ek om. Ester probeer nooit die koning manipuleer of openlik teen hom rebelleer nie. Sy tree met wysheid en sagmoedigheid en eerbied op. Sy bly onderdanig in haar houding teenoor 'n ongelowige man, sonder om haar identiteit of haar geloof prys te gee. Sy wag op die regte tyd, spreek met nederigheid en wen uiteindelik die hart van die koning, nie deur beheer of trots nie, maar deur wysheid, guns en stille vertroue in Jahwe. Hierin sien ons die diepe beginsel. Onderdanigheid beteken nie geestelike kompromie nie. Ester buig nie voor gode van Persië nie, maar sy wandel steeds met respek en eer binne haar moeilike posisie. En juist daar het Jahwe haar gebruik. Jahwe steun haar nederigheid, beskerm haar toe sy die troonsaal binnegaan en verander die hart van die koning in haar guns. Wat begin het met vrees en verborgenheid, eindig in moed, guns en verlossing, nie net vir Ester nie, maar vir haar hele volk. Ester wys dat sagte krag dikwels groter is as harde mag, en dat Jahwe mense kan gebruik wat bereid is om nederig, gehoorsaam en getrou te bly, selfs in 'n wêreld wat hom nie ken nie. So vir my is dit net 'n baie mooi storie, want ons begin met Abigail wat dieselfde gedoen het. Sy is gered uit haar omstandighede en word toe die koning Dawid se vrou. Ek dink dit was sy eerste vrou, as ek nie verkeerd is nie. En dan ook eindig ons met Ester wat dieselfde gedoen het. In moeilike situasie nog steeds getrou gebly het aan haar geloof en aan haar Vader, haar koninklike of haar God, en dan is daar Jezebel wat die heeltemal teenoorgestelde is. Ek het gedink ons doen dit nog 'n bietjie anders vandag. As julle wil, kan ons die laaste einde liedjie speel en dan die recording stop, en dan as daar vrae is, kan julle vra wat nie gerekord word of afgeneem word nie. Want ja, ek weet partykeer wil mense nie noodwendig jou eie stem op die internet hoor later nie. So as julle nie nou iets wil vra nie, dan kan ons dalk na die afsluitingsliedjie, wanneer ek die recording gestop het, julle sal die prompt hoor of sien
Dan kan ons dalk vragies vra as daar is. Okay. So ek gaan hierso afsluit met een van Lucas se nuutste liedjies van Hallelujah Voice of Zion. Is eintlik baie funny. Ons is so gewoond, ek en Wynand, hy doen goed in Engels, en toe hy nou hierdie Afrikaanse album daarop gooi, toe lees ons albei My Heart Belly. Dit het ons 'n oomblik gevat om te besef dit is eintlik 'n Afrikaanse album, want dit het nie vir ons baie sin gemaak nie. Maar in elk geval, ek gaan screen share en dan speel ons die liedjie, hè? Ons het gedink ons is reg. Ons het geluister na mense, maar ons het nie die stem van die Vader geken nie. Vandag en was ons hart en trots. Ons harte wou nie buig voor U nie. Ons het geloop soos die wêreld sê, en gedink het is die regte pad. Ons het nie U wette geken nie. Ons het nie U stem verstaan nie. Ons het vertrou op mense se woorde, maar nie op die waarheid nie. My volk gaan te gronde, weens gebrek aan kennis. Ons het vergeet wie ons is. Ontwaak, o Yasharel. Keer terug na Yahweh, jou Elohim. Los die leeuns, los die wêreld, wandel weer in sy weë. Ontwaak, o Yasharel, die tyd is nou, moenie wag nie. Verootmoedig jou voor die Vader, en hy sal jou herstel. Hulle sê vir ons wat ons wil hoor, Vrede, vrede, maar daar is geen. sag woorde maak die ore bly. Maar bring die siel tot ondergang. Ons het die waarheid verwerp, Ons het lig verruil vir donker. ons het gelag vir waarskuwings. En die pad van lewe verlaat. Vader, vergewe ons. Ons het U verlaat. Ons het U Torah vergeet. Maar nou keer ons terug. Staan op die paaie, vra na die ou paaie, en wandel daarin. Ontwaak, o Yasharel. Keer terug na Yahweh, jou Elohim. Hy roep jou uit die duisternis, terug na sy lag. Ontwaak, o Yasharel. Staan op en wandel in sy waarheid. Die lig skyn op jou, as jy terugkeer na die Vader. Hy wag nog, sy genade is nog daar. Keer terug, voordat dit te laat is.
Okay, ek gaan die recording stop en dan as daar enige vrae is, dan kan julle ons vra.